Vandag duik ons weer in die fascinerende wêreld van Dr. Michael Koch se mediese aantekeninge. Ek geniet sy werk nogal. Hierdie een kom van sy tyd in Kuala Lumpur, Maleisië. Hy noem dit self die zombie van Kuala Lumpur. Klink nogal dramaties, né? Ja, dit trek definitief die aandag. Die bron is Dr. Koch se direkte beskrywing van 'n pasiënt, meneer L, 'n 57-jarige sakeman, en hy was daar vir 'n roetine kolonoskopie. En Dr. Koch beklemtoon blykbaar die mediese standaarde daar. Wel, ja, hy noem spesifiek dat die fasiliteite en sorg in Kuala Lumpur uitstekend was, selfs vergelykbaar of beter as wat jy dalk in sekere Europese lande sou verwag. Dis interessant. En meneer L self, hoe het hy gevoel voor die tyd? Soos mens kan verwag, hy was maar, jy weet, 'n bietjie huiwerig, die tipiese vrees vir so 'n prosedure, maar die hoë tegnologie omgewing en die professionalisme het hom gerusgestel, en natuurlik die belofte van Propofol-Asie. Propofol, die middel wat gewoonlik sorg vir 'n redelike, gladde ervaring. Presies, vinnig aan die werk, vinnig aan die sisteem. Al het hom verseker dit sal gemaklik wees. Goed, so die voorbereiding en die eerste deel, die gastroskopie, het toe seepglad verloop. Topsedasie, goeie monitoring, alles volgens plan. Volgens die notas, ja. Heeltemal sonder enige probleme. Die span was tevrede, alles het normaal voorgekom. Maar toe, tydens die kolonoskopie self, hier begin die zombie-deel. Wat presies het gebeur? Kyk, dis waar dit regtig vreemd raak. Meneer L, steeds onder wat veronderstel was om diep sedasie te wees, spring skielik regop op die tafel. Regop? Net so? Ja, en die beskrywing is nogal spesifiek. Oë oop, hy glimlag en hy begin die personeel baie hoflik bedank vir die goeie diens. Terwyl die prosedure nog aan die gang is. Presies. En dan, die volgende oomblik, wil hy doodluiters opstaan en wegstap. Sjoe, ek kan my net die skok voorstel. Wat was die onmiddellike gevaar? Die groot gevaar, en die bron is baie duidelik hieroor, was die endoskoop. Dit was steeds diep binne in sy kolon. En al die monitors, die binneaardse lyne, alles was nog gekoppel. As hy net opgestaan het, dit kon rampspoedig gewees het. Ernstige interne besighede. So die span moes hom fisies keer? Absoluut. Hulle moes hom vashou terwyl die narkotiseer desperaat probeer het om die sedasievlak aan te pas. Dit moes 'n fyn balans gewees het. Genoeg om hom te laat lê, maar nie te veel om hom in gevaar te stel nie. Ja, en Dr. Koch se verslag noem dat hulle uiteindelik 'n ander tipe middel moes gebruik om hom weer heeltemal onder te kry. Propofol alleen het duidelik nie meer die gewenste effek gehad nie, of althans nie op die verwagte manier nie. Was daar enige rede hoekom hy so kon reageer? Iets in sy mediese geskiedenis? Wel, dis nog 'n interessante laag. Die aantekeninge noem dat meneer L 'n baie ligte Parkinson voorloper gehad het. Amper onsigbaar, asymptomaties. Nou, normaalweg sou dit nie so 'n ekstreme reaksie op propofol veroorsaak nie, maar dit laat jou wonder, nê, oor daai subtiele neurologiese verskille en hoe dit dalk met medikasie kan reageer op maniere wat ons nie heeltemal verwag nie. So geen definitiewe antwoord nie, maar 'n moontlike faktor. Presies. Dit wys maar net hoe onvoorspelbaar individuele reaksies kan wees. En hoe lank het hierdie chaotiese situasie aangehou? Blykbaar omtrent 10 stresvolle minute, maar die span het dit uitstekend hanteer en hulle kon die kolonoskopie veilig voltooi daarna. En meneer L se ervaring hiervan, het hy enigiets onthou? Glad nie. Hy het later wakker geword en het gepraat van 'n vreemde droom. Hy was heeltemal onbewus van die drama. Die Maleisiese dokter het glo nogal vir humor gehad. Ja, die notas sê hy het meneer L half grappenderwys gevra of hy seker is hy's menslik. Gelukkig was die uitkoms van beide ondersoeke negatief. Alles was gesond, geen mediese probleme gevind nie. Goed. So, wat neem ons weg uit hierdie hele relaas? Wat was Dr. Koch se gevolgtrekkings? Ek dink daar's 'n paar kernpunte. Eerstens, die bevestiging dat jy topmediese sorg oor die wêreld kan kry, soos in Kuala Lumpur. Dis nie net tot sekere lande beperk nie. Belangrik. Tweedens, selfs aldaagse prosedures met moderne medisyne hou verrassings in. Die menslike liggaam bly kompleks en soms onvoorspelbaar. Jy kan nie alles beplan nie. Dis 'n goeie punt. En die span? Ja, die derde punt, die absolute noodsaaklikheid van 'n goed opgeleide, voldoende span wat kalm kan bly en effektief kan optree as dinge onverwags skeefloop. Sonder hulle vinnige reaksie. Kon dit heeltemal anders geëindig het? Presies. En laastens, die waarde van dokumentasie.
Hierdie unieke reaksie is nou aangeteken in meneer L se leer wat belangrik is vir enige toekomstige prosedures. Dit gee mens regtige insig, nê? Aan die een kant die ongelooflike vermoëns van moderne medisyne, maar aan die ander kant hierdie element van die onbekende, die onvoorspelbare. Absoluut. En dit laat 'n mens wonder, met al ons tegnologie en kennis, hoe goed verstaan ons regtig die fynere punte van individuele biologie? Hoe elke persoon uniek reageer? Ja, Miskien is daar nog baie sulke zombies, sulke onverwagte scenario's wat wag om ons kennis en ons sisteme te toets. 'n gedagte wat jou bybly. Dit was dan vandag se ontleding direk uit Dr. Kogh se interessante ervarings. Dankie dat jy ingeskakel het en saam met ons hierdie geval ondersoek het. Ons gesels weer volgende keer. Totsiens vir eers.